1 Korintiërs 12 vanaf vers 1. Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat, toe julle heidene was, julle dikwels na die stom afgode meegevoer is, op watter manier julle ook al daartoe verlei is. Daarom maak ek aan julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God praat sê, Jesus is vervloek nie, en niemand kan sê, Jesus is die Here, behalwe deur die Heilige Gees nie. Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En ons 'n verskeidenheid van dienste, maar dit is dieselfde Here. En daar is 'n verskeidenheid aktiwiteite, maar dit is dieselfde God wat al hierdie dinge in almal bewerk. Aan elkeen egter word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat bevorderlik is. Aan die een word 'n woord van wysheid deur die Gees gegee, aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees. Aan een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander die gawe van genesing deur die een Gees, aan een dinamiese kragte, aan 'n ander weer die gawe van profesie, aan een die onderskeiding van geeste, aan 'n ander verskillende soorte tale en nog 'n ander die uitleg van hierdie tale. En dieselfde Gees bewerkstellig al hierdie dinge, wat hy aan elkeen afsonderlik uitdeel volgens sy wil. Want soos die liggaam 'n eenheid is, maar uit baie ledemate bestaan, en al die ledemate van die liggaam, alhoewel hulle baie is, een liggaam vorm, so is dit ook met Christus. En ons is tog almal deur die Gees in een liggaam ingedoop. Jode of Grieke, slawe of vrymense, en ons is almal met een Gees deurdrenk. Inderdaad, die liggaam bestaan nie uit een ledemaat nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, omdat ek nie 'n hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie dan aan die liggaam nie? En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy dan nie aan die liggaam nie? As die ganse liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As alles gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God die ledemate, elke enkele een van hulle, in die liggaam geplaas, volgens sy besluit. As alles een ledemaat was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie ledemate, maar net een liggaam. Die oog kan tog nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie, of die kop weer vir die voete, ek het jou nie nodig nie. En hier wil ek graag klem lê, inteendeel, die oënskynlike swakker liggaamsdele is baie meer noodsaaklik. En daardie dele van die liggaam wat ons as minder eerbaar beskou, klee ons met meer as gewone eer, en die minder elegante dele met meer elegansie. Terwyl ons die meer elegante dele dit nie nodig het nie. Maar God het die liggaam so saamgestel dat hy meer respek toegewys het aan die deel wat dit die meeste nodig het, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sal wees nie, maar die ledemate in gelyke mate vir mekaar sal sorg. As een ledemaat ly, ly al die ledemate saam. As een ledemaat vereer word, is al die ledemate saam bly. Julle is die liggaam van Christus, elkeen individueel 'n ledemaat.
In die gemeente het God aangewys. Eerstens apostels, tweedens profete, derdens leraars. Daarna kragtige vermoëns, sowel as gawes van genesing, vermoëns om te kan help, om te lei, om verskillende soorte tale. Is almal dan apostels? Is almal dan profete? Of almal leraars? Het almal miskien kragtige vermoëns? Het almal miskien gawes van genesing? Spreek almal dalk tale? Kan almal dit dalk uitlê? Julle lê julle toe op die belangriker genadegawes, maar ek wys vir julle die heel beste weg. Net hierna, ons gaan later weer terugkom hiernatoe, is dan die bekende gedeelte wat hy die heel beste weg wys. Die weg van liefde. Maar ons gaan nou hiervan uit ons vorige teksgedeelte lees. Ons blaai nou terug na 1 Johannes 4. Ons het opgehou lees by vers 10 en ons gaan nou aan by vers 11. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ook ons mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons tot vervulling gekom. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons aan sy gees deel laat kry. Hy het gekom, nie as die koning wat hy was nie, maar as 'n uitwerpsel. Verwerp deur sy eie mense, arm en swak, bang en volgens enige logiese rekening nie toegerus om die taak te vervul wat die mense aan hom toebid nie. Hosanna, red tog, help ons, wees ons krag. Geliefde medegelowiges, so is die storie van ons Here. Nie een van krag nie, maar een van swakheid, toe sy bene onder hom ingee as gevolg van die gewig van die kruis. Nie een van verering nie, maar een van vernedering, soos die mense hom gespot het. Nie een van vervulling nie, maar een van tekort, soos die Here gesê het, ek is dors. Maar nietemin is dit 'n verhaal van oorwinning, want uit sy tekort het hy 'n oorvloed gegee. Hy het lief gehad, oorwinning, want hy het gedoen wat hy gestuur was om te doen. Daar word algemeen aanvaar dat die wat sterk is, die wat swak is, moet help. Dat die rykes, die armes moet subsidieer. Het sy deur verhoogde belasting of liefdadigheid. Dat die slimmes die onkundiges moet inlig. Dat die wat heel is en hulle lewe in orde het, die wat gebroken is en sukkel om kop bo water te hou, moet uithelp. Ons sê vir onsself, as ek maar net ryk was, so ek so baie armes kon help.
As ek maar net meer tyd gehad het, sou ek so baie vir hierdie mense kon doen. As ek president was, sou ek so en so en so gedoen het om hierdie land beter te maak. As ek maar net emosioneel op 'n beter plek was, kon ek soveel gebroke mense getroos het. Die wêreld verstaan liefde as dit wat jy gee na jouself genoeg gehad het. Dit is oorvloed wat oorspoel na ander mense. Maar God se grootste daad, sy grootste daad van liefde, was om Jesus te stuur. Hy het nie geld gehad nie. Inteendeel, ons lees in Lukas 8 dat 'n klomp vroue vir Jesus emosioneel, finansiëel moes sorg. Hy het byna geen aansien gehad nie. Hy was nie besonder aantreklik nie. Hy het geen geleerdheid gehad nie. Gegeewe hoe baie hy homself geïsoleer het van al die mense om hom, is dit baie duidelik dat hy ook nie tonne psigiese energie gehad het nie. En tog was nie een van hierdie dinge nodig nie. Want een ding het hy gehad. Die Heilige Gees. Dieselfde Gees wat hy vrylik aan ons gee. Dieselfde Gees wat hy aan sy volgelinge gee. Toe hy gesê het, soos my Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En dit is hierdie Gees wat die Korintiërs verkeerd verstaan. En dit is dit wat vir Paulus aanleiding gee om vandag se teksgedeelte te skryf. Sien, hulle het ervaar hoe die Heilige Gees hulle opbeer as hulle swak is. Hulle het ervaar dat die Heilige Gees vir hulle krag gee, ja, selfs bonatuurlike krag. En hulle het gedink, hierdie is God se gawe aan my. Hierdie is die manier hoe ek vir God kan dien. Vandag verstaan meeste mense God se Gees en God se gawes op presies dieselfde manier. God sal my help. Uit my oorvloed sal ek weer ander kan help. En deur die Gees sal ek God daarvoor kan loof. En hierdie denkwyse, hierdie verkeerde denkwyse, maak dit ons verkeerd optree. Want ons wag wanneer ons moet optree. Ons wag dat dit beter met ons gaan voordat ons ander help. Ons wag dat ons beter voel dat die Gees ons moet verkoop voor ons ander wil troos. Ons wag vir bonatuurlike inspirasie van wysheid voordat ons die wat op 'n dwaalspoor is, se hand gaan vat. Ons wag om sterk te word. Maar hoor wat sê Paulus? Inteendeel, die oënskynlike swakker liggaamsdele is baie meer noodsaaklik. Dink aan hoe God deur die geskiedenis gewerk het. Hy het die lafhartige Gideon gestuur om 'n dapper held van Israel te word. Hy het die seentjie Dawid gestuur om die reus te verslaan. Hy het die stotterende Moses gestuur om met Farao te gaan praat. En net die volgende brief van die Korintiërs skryf Paulus hoe God die Macedoniërs, die arm Macedoniërs gestuur het om die armoede in Jerusalem te verlig. Jesus se disippels was ongeleerde, vuilbekke en in baie opsigte immoreel. En dis hulle wat hy vertrou om die evangelie uit te dra na die uithoeke van die wêreld.
Geliefde medegelowiges, die kerk van die Here Jesus Christus is nie sterk helde wat die wêreld kom verlos nie. Ons is nie wyse filosowe wat die probleme kan oplos en die weg van kan wys na 'n beter wêreld nie. Ons is swakkes wat ander swakkes help. Ons is soos die krepelman wat op die blinde man se rug ry en vir hom wys waar hy moet stap. En terselfdertyd is ons ook daardie blinde man wat afhanklik is van die krepelman se aanwysings. Dit, my liewe medegelowiges, is wat die Bybel noem koinonia. Ons vertaal dit as gemeenskap of vertaling wat ek persoonlik verkies, vennootskap. Dit is die rede waarom God vir ons sy gees gee. Dit is die einddoel van God se liefde. Jesus sê, soos my Vader my gestuur het, swak, arm, sonder aansien, dikwels sonder krag. So stuur ek julle ook uit. Ontvang die Heilige Gees. Ons moet daarom nie wag dat ons eendag beter af sal wees nie. Ons moet nie wag dat ons beter sal voel en meer beheer oor ons lewens sal hê nie. Ons moenie wag dat ons beter toegerus sal wees vir die taak wat God vir ons gee nie. Want ons hoef nie sterk te wees om instrumente van God se krag te wees nie. Inteendeel, God se krag kom juis op sy sterkste uit wanneer ons swak is. Ons hoef nie in oorvloed te hê om te gee wat God deur ons wil deel nie. God gee sy gees nie aan ons individueel nie, maar aan sy kerk, sodat ons, so swak as wat ons mag wees, mekaar kan dien, mekaar kan lief hê en mekaar kan opbou. Daarom, geliefdes, wanneer jy voel jy het niks om te gee nie, laat jou hart nie in die versoeking verval om te wag nie. Wanneer jy moeg is, laat jou moegheid die brug wees waar God se liefde na 'n ander kan stroom. Wanneer jy leeg voel, laat jouself breek sodat ander gevoed kan word. Wanneer jy voel jy is blind, wees bereid om ander te dra. Wanneer jy voel jy is krepeel, wees nederig genoeg om jou te laat dra. Want God woon nie in jou krag nie, maar in jou liefde. En daarom nooi hy jou vandag na die tafel. Nie omdat jy sterk is nie, maar omdat jy dors is. Nie omdat jy reg is nie, maar omdat jy verlang na genade. Kom, ontvang dit wat jy self nie het nie. Want in Christus is daar genoeg, selfs vir die swakstes van ons. Here, ons hoor U stem. U stuur ons. U is lief vir ons. En U wil in hierdie wêreld die doel daarmee bereik, dat ons vir mekaar moet lief wees. Met die nagmaaltafel voor ons, dink ons, Here, aan U swakheid, aan U opoffering ten spyte daarvan. En
ons wil deel hê daaraan. Kom o Gees, kom gee vir ons u krag. Laat u sigbaar word deur ons liefde. Amen.